Julle Japie hier so. Ek wil kyk na die berg Sinai weer. Ek het 'n paar bewyse gekry nog van die berg. Ek gaan nou ou goed oor verwys 'n bietjie vir mense wat vir die eerste keer van hierdie goed sien. Kom ons kyk hier na Sinai, beteken doringrig. En die regte naam dink ek beteken eintlik iets beters. Die Sinai is pronounced as Sanaa or Sina in Egyptian Arabic. So die Arabiese taal word dit genoem Sanaa of Sina. Now Sanaa, the name Sanaa is primarily of Arabic origin, translates perfectly to brilliance, radiance and splendor. So die Arabiese naam vir Sinai beteken helder, soos brilliance, radiance en splendor. Heerlikheid, helderheid, brightness. En dit maak vir my meer sin as mens dink aan die berg wat daar gebeur het, as wat dit doringrig genoem word. Nou kyk wat sê die Bybel, hier paar versies oor die heerlikheid op die berg. Eksodus 24 vers 16 en 17. En die heerlikheid van Jahwe het op die berg Sinai gebly, en die wolk het dit 6 dae lank oordek, en op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk. En die verskyning van Jahwe se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg. Sien, dit was baie helder, né? Net soos wat daar die naam beteken, Sanaa. Brilliant, bright, wat het daar gesê? Radiant, brilliant, splendor. Dit maak mos nou sin as jy kyk na wat die Bybel sê. En dan, Eksodus 19 vers 18, en die hele berg Sinai het gerook, omdat Jahwe in die vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Eksodus 16:10, en onderwyl Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek het, draai hulle na die woestyn toe, en met eens verskyn die heerlikheid van Jahwe in die wolk. Dis ook waar hier pilare storie vandaan kom, wat die Bybel praat van die koning wat sal word of gekroon word by 'n kolom, wat in die kolom verteenwoordig Jahwe se teenwoordigheid, want Jahwe het in 'n wolk en 4 kolomme aan Israel verskyn en met hulle gewees, veral met die eerste Eksodus. So dit is baie keer 'n verwysing, hierdie kolomme wat jy vandag ook sien met die 1000-jarige Frederikse geboue om ons, hierdie wat hulle noem Romanesque building style. Dit is 'n verwysing na Jahwe se heerlikheid, se teenwoordigheid. En ja. Maar mens sien dat Jahwe se verskyning maak, dan is dit helder, né? Dis helder. So daar is 'n plek genaamd Sanaa in Arabië, aan die onderkant van Arabië. En daar is die berg daai. Ek wil net vir julle hierso wys. Daar's Mekka. Kyk die posisie van die posisie van Mekka met Sinai, sien julle dit is so suidoos. Want dit gaan julle nou sien met die kaart ook wat ek julle wys. So suidoos van Mekka is Sanaa, né? Of Sina, of Sinai. Maar op die ou kaarte sê hy nie Sinai nie, hy sê Sanaa. En dan is hier 'n stad genaamd Sanaa, en ek glo hierdie stad is vernoem na die berg Sinai. Dit was 'n groot gebeurtenis in Arabië, en dit maak sin dat iewers gaan hulle iets vernoem na wat daar aangaan, of gebeur het. En hulle wil sê, as jy daar oor oplees, dat hierdie Sanaa is baie oud, en dat dit kanstig ontstaan het nog voor Jahwe op die berg Sinai gekom het. Maar ek dink nie so nie, ek dink hierdie stad sy naam kom van wat daar gebeur het by hierdie berg. En dis die berg daar. So, jy kan ook sien, hy is net so eentjie weg van die see. Ek gaan julle 'n video wys van die posisie van Jahwe wat hy ingeneem het toe hy gaan sit het op die berg. Dat mens selfs dit kan uitfigure met wat
hoe die berg gesmelt het, né? Dit is nogal amazing. Dit is nogal wonderlik. Soos julle kan sien, daai stukkie is gesmelt. En soos julle kan sien, hier is 'n voetprint en hier is 'n voetprint. Hierdie been was so in die lug, hierdie been was so skuins oor hierdie kant toe. Dis hoekom hy verder weggesmelt het hierso, hierdie kant, want dis die been wat so skuins is. En dan, soos julle kan sien, hy het so oor die been, dan kom hy hierdie kant toe. En hierdie been was so reguit op, so af. En dan die hand, hierso kan jy sien waar hy homself gestit het, toe hy gaan sit het, soos wat jy of enigiemand sal doen as hulle op 'n stoel gaan sit of iewers sit. Party mense support hulle gewig, onderskraag of wat ook al hulle gewig. En as hulle gaan sit met hulle hand, nou hierdie lyk na die linkerhand kan wees wat hy gebruik het. En dan hierdie kant, as jy so kyk, hierdie kant is dieper, bietjie wyer ook, as die ander kant waar sy been oor die berg gegaan het daar. So meer van die gewig was op hierdie kant gewees. Soos jy kan sien, die middel is daar so hobbel, want sy bene het op die berg gesit, nie sy boude nie. Die bene, sy bobene, het op die berg gerus. Meer van die gewig was op die regterbeen. Hierdie voet is so half skuins. So al hierdie goed gaan ek nou vir julle wys in 'n kort videoetjie. Ek wil julle net weer laat herinner het aan hierdie goedjies wat op die berg is, wat mense kan sien as ek dit nou demonstreer in die video, dat dit is hoe dit gebeur het. Kom ons kyk na hierdie lang ou. Hy is nou moeg, hy gaan 'n bietjie sit. Sien hulle, hy wil nou nie pos. Hy support sy hand toe hy gaan sit het, soos ons op die berg sien. Sy een been sit hy in die lug, so wyd, aan daai kant. En julle kan sien hierdie ander been, hy is so half skuins. Die stoel is 'n bietjie hoër as wat sy posisie sou wees. En ek gaan hom nou nie pause, ek gaan hom maar net speel, moet julle nou maar net sien. Ja, dit is daai stoel pap gesit. Ja, so daai stoel is 'n bietjie hoër as wat sy posisie was op die berg. Wat julle nou gesien het. Soos julle sien my been. Ek het my voet so probeer skuins hou so, maar my lyf was, die stoel is hoër as wat jou se posisie sou wees waar sy voet is en sy been. So dit moes 'n bietjie laer gewees het die stoel. Maar nou, julle kan maar nog steeds die idee kry seker wat ek daar probeer demonstreer het. Dit is die posisie hoe hy gaan sit het op hierdie berg. Soos julle sien het nou hierso. Hierdie voet so skuins, been skuins so en dan hierdie been regop af. En hy het hier 'n stukkie van hierdie klip gevat hierso wat ook gesmelt is hier om die wet op te skryf. Jy kan sien hierso is 'n stukkie afgesny daar. Dit is nogal amazing, hierdie goeders wat mense so sien hierso. Hier is foto's van die area, julle moet maar kyk. Julle van hierdie foto's kan klik en dalk sien julle iets. En ek het 'n foto gehad van hierdie enetjie, maar ek kry hom nie meer nie. Maar dis daai berg. So die posisie daarso met Mekka. Om net weer 2D, daar sy. Daar's Mekka, onthou julle. Dan gaan julle nou wys hierdie maps
kaarte. Daar's Mekka, daar's Sinai. Hulle is so suidoos van Mekka. Daar het jy jou Sanaa. Nou natuurlik kan dit ook verwys na die stad self. Hy is redelik laag in Arabië, maar soos ek sê, dink die Sanaa verwys na die berg oorspronklik, maar hulle het die stad ook vernoem na die berg. Hierdie is 'n 1654 kaart. Hier het jy jou posisie suidoos van Mekka is Sanaa. So, onthou op die regte kaart is Mekka nader aan die see hierso, maar Sanaa ook, hy is 'n bietjie nader. Een van hierdie kaarte kan jy dit so sien. Hierdie is die 1721 kaart, waar is jou Mekka en dan is jou Sinai of Sanaa. Hier sit 'n bietjie nader aan die see, sien julle hier ook hier met die berg Sinai. Hier het hulle sommer bergies geteken ook. Daar's Sanaa en daar's Mekka, selfde posisie naasby soos wat ons sien op die Google Earth. Wonderlik, né? Nou daar is actually op kaarte wat vir ons wys waar is die regte berg. Want voorheen het ek dit nie raak gesien nie. Onthou die stad Sanaa is hier onderlangs, hy is nie so hoog op nie. En dan daar is jou Sanaa daarso. Nou Mekka is veronderstel om hier bo langs te wees iewers. Ja. Okay, ja, ek dink dis dit, die kaarte. Ja, dis die laaste kaart. Wat was daai laaste kaart se? 1811. Ja, hoe nuwer die kaarte, hoe minder sien jy. Hulle verwyder baie van hierdie inligting op die nuwer kaarte. Veral in Afrika. Hoe ouer die kaart, hoe beter. Maar dan as jy weer te oud gaan, dan sal weer ook niks informasie nie. En daar is net so, kan jy amper sê, so sweet spot tydperk van hierdie kaarte wat die beste is, wat die meeste informasie gee. Maar in baie van die Afrika kaarte sien jy Galilea. Vir een of ander rede sit hulle amper op al hierdie ou Afrika kaarte Galilea. Wat nou, soos my een video wys, is die lyk of dit was hier rondom Zambië area. En dan, hy was so onder Lake Zaire, of meer Zaire, hier so by die Congo. Die Congo is Zaire meer gewees, maar hy het opgedroog. So ook Galilea meer het opgedroog, of see. Die Bybelse tyd sê hulle alles is see. So die Zaire sou 'n see wees, 'n vars watersee. En dan die Galilea ook natuurlik 'n see, baie kleiner, maar ook 'n see. Ja, maar ek het dit al in ander kaarte gewys. Daar het julle dit. Julle weet seker mos van hierdie lyn, dis mos maar Tuin van Eden hier in Oos-Kaap. Op die ewenaar hierso by Berg Kenya is Berg Hermon of Sion. En dis hier dieselfde Sion soos Jouwerseberg nie. Jouwerseberg, die Engels sê Sion en Zion. Hy maak 'n separation tussen die twee. Nou in Afrikaans het jy dit nou nie eintlik nie. So Berg Zion is Berg Rwenzori daar, Berg Sion hierso is Berg Hermon. Wel, dis hoe ek het, en as jy lyn so deurtrek, dan kom jy op die Berg Sinai uit. As jy nou self wil gaan kyk op Google Earth, trek net 'n lyn hier van Port St. John's af hierso. Hier van Port St. John's. Daar is hier een rivier wat 4 riviere word. Van daar af trek jy 'n lyn deur jou Berg Kenya op die ewenaar in Arabië in, en dan sal jy op hierdie berg afkom. En dis hoe jy dit kan kry. Ek kan hier ook op klik. Daar wys hy. Daar sê, okay. Dis dit, ja, ek dink dis wat ek al gesê het hier oor. En ja, ek het nog 'n paar bewyse gekry van waar hierdie berg is.
op kaarte. Dit is maar altyd 'n plus as mense iets extra inligting kan kry oor iets. Want die inligting is maar skaars. Ja, groete vir julle. Totsiens.